Hallo maats. Ag jene, dis am lekker om julle weer te sien. Verskriklik welkom hier. Ons gaan nou weer baie lekker saam kuier met Jesus en al die boodskappe wat hy vir ons het en van God af, want Jesus is mos ook God. So dan is regtig heerlik om nou weer saam met julle te wees. Maats, onthou julle nog wat ons altyd heel eerste aan die begin doen as ons bymekaar kom op 'n Sondag by die kinderkerk. Ag, julle is so slim, ek is seker julle onthou. Maar ons steek mos die kers aan. Tannie gaan dit gou doen. Kan julle nog onthou hoekom ons die kers aansteek? Ons nuwe maatjies wat nou van graad 1 af hier is. Ons wil sommer net vir julle herinner en ons maats as hulle dalk so 'n bietjie vergeet het. Ons steek die kers aan dat ons kan onthou Jesus is hier. Dan Henrietta praat net, maar dis Jesus se boodskap. Dis God se boodskap. Tannie is net die tool om te vertel. Julle moet nou heeltyd onthou as julle die liggies sien, hoor? Kom ons maak ons oogies toe. Dan praat ons met Jesus. En Tannie wil sommer ook vandag spesiaal vir die graad 1's bid, wat nou nuwe maatjies is by ons kinderkerk. Kom ons maak ons oë toe. Jesus, baie dankie, baie dankie, dat ons nou weer by mekaar kan wees, al is dit nie op ons gewone manier nie, dat ons met U kan praat. Dankie dat U so baie lief is vir ons, en dat alles wat ons het van U afkom. Dankie dat ons altyd weet, U is by ons, en dankie dat ons kan onthou dat U hier is, as ons die vlammetjies sien. Amen. En wat is die volgende ding wat ons doen? Is mos die maatjies wat verjaar het. Sjoe, en nou is nou klomp maatjies wat verjaar het, van die 1 Januarie af, plus nog 'n klomp maatjies tot die 28ste Februarie, wat julle nou vir Tannie hoor. Tannie gaan nou julle name aflees, en hierdie hele kwartaal is daar wraggies waar 20 kinders het verjaar. Dis amper die helfte van ons al ons kindertjies. Dit is Amore van Skalkwyk in graad 1, graad 3 is Emmy en Mia Erasmus, graad 4 is Minke Rood, Tian van Sail en Drieko Viljoen, graad 5 is Loan van Huisteen, Frits van Wyk en Cecile Visser, op dieselfde dag en Michelle Vosloo, en graad 6 is Carlo Esterhuise, Christo Groenewald en Mariet van Wyk. En julle kry 'n baie besonderse geskenkie hierdie jaar. Tannie gaan gou vir julle wys. Kyk gou hierso. Dit is 'n klip wat swart geverf is, met voetspoortjies op, en dan staan daar ook voetspore op. En Tannie gaan net vir julle verduidelik hoekom julle nou so 'n klip kry, want dit het met ons projekte doen. Ons gaan net ons 'n bietjie uitbrei. Maar Tannie kan ook nie nalat om te sê dat 2 van ons tannies het ook verjaar. Tannie Lindy het verjaar, Tannie Lindy wat by die graad 4's is, en Tannie Stefanie het ook verjaar op die 18de Februarie. Ons sê ook vir hulle baie geluk. En julle moet kyk, mamma en pappa het mos op die 14de Februarie julle aktiwiteitspakkies kom haal by die kerk, nê? En die maatjies wat verjaar het, eintlik maatjies wat die hele kwartaal verjaar, vir elkeen van julle is daar 'n klip in julle koevert waar al julle aktiwiteite is. Ek gaan nou verder vertel. Nou is dit lekker tyd vir verjaarsdag, en ek wonder wie het nou hierdie afgelope week verjaar. Ons gaan nou kyk. Kobus Burger, wat in graad 1 is, hy het verjaar, die 7de Maart, wat vandag is. Baie geluk Kobus op vandag. En Trishka Maton het gister verjaar, die 6de Maart. Baie geluk julle tweetjies. Ons is so bly Jesus het vir julle gemaak en dat julle vandag verjaar het. Dis wonderlik, en nou wonder ek, onthou julle nog van julle klippe en die voetspore? Tannie hoop julle sit dit op 'n plekkie waar julle dit baie mooi kan sien. Julle weet, dis vir julle verjaarsdag, en dat julle die hele tyd ons projek kan onthou, hoor. Goed.
Hi jene, en julle het al seker gewonder vir watter projek gaan ons hierdie jaar werk. Ons is mos al gewoond daaraan dat ons volg in Jesus se voetspore en daarom help ons mos ander mense. So Tannie gaan nou vir julle vertel van ons projek. Al ons projekte saam, se naam is voetspore. Want as ons in Jesus se voetspore loop, dan help ons ander mense en alles wat ons gaan doen, gaan ons ander mense help. En weet julle wat? Tannie het gehoor op 'n preek in hierdie week, wat die tannie wat gepreek het gesê, as ons regtig vir Jesus wil dankie sê, vir alles wat hy vir ons gedoen het, veral omdat hy vir ons aan die kruis gesterf het, dan moet ons ander mense help. Dis 'n manier hoe ons vir Jesus kan dankie sê. Goed, so ons gaan hierdie jaar, gaan ons vir 'n kinderhuis help, wat in Kuilsrivier is. Dis die Susan Laporta kinderhuis. En julle kan hierdie kwartaal skoolklere bring, en skoolskoene, en julle kan ook geld bring, of mamma en pappa kan geld inbetaal, by die kerk se bankrekening, dan kan ons self die goedjies gaan koop. En julle kan ook goedjies bring om mee te bad en tande te borsel en al daai dinge, nê, wat 'n mens nodig het. Soos 'n seepie en 'n lappie en 'n tandeborsel en 'n tandepasta, al daai goedjies. Want daai kinders het nie mammas en pappas wat dit vir hulle kan koop nie. So ons gaan nou vir hulle daarmee help. Ons gaan net lekker mooi presies uitvind watter nommerskoene het ons nodig en wat se broeke en wat se hemde. Dit moet die tannie van die kinderhuis nog vir ons laat weet, dan sal ons vir mamma en pappa laat weet, maar julle moet so lank dink, hoor. En weet julle, kyk sommer of julle nie storieboeke het wat julle nie gebruik nie, speelgoed. Daar's kindertjies van babas, klein babas, tot 18 jaar oud is in die kinderhuis. So julle kan allerlei dinge vir hulle bring wat vir hulle die lewe lekkerder sal maak. En natuurlik, moenie vergeet van die broodknippies en die plastiektoppies nie. Ons is mos ywerige bymekaarmakers van dit, nê? Want die broodknippies gaan nog steeds vir die rolstoele en die plastiektoppies gaan nog steeds vir die kindertjies wat se gesiggies nie reg is nie, hulle mondjies en hulle moet operasies kry, maar hulle mammas en pappas het ook nie geld nie, en dan gaan hy doppies daarvoor. Ons vat dit vir Vet Cape Melk en hulle gee dan geld vir die operasie. Hulle noem dit Operation Smile, dat daai kindertjies ook weer kan glimlag. Hulle ou gesiggies nie so misvorm lyk nie. En dan het ons natuurlik 'n rap. Ons het mos altyd 'n rap, laat ons kan onthou waarmee ons doenig is. Nou die rap wat ons hierdie jaar geskryf het, is so bietjie vinniger as gewoonlik, en ons het dit so gemaak, dat die groter kinders, want dit is nou kinders wat tot 17 jaar oud is, ook daarvan sal hou, want ons almal gaan nou dieselfde projek hê. Ons klein kindertjies in die kinderkerk en ons groot kinders wat aandkerk toe gaan. So Tannie gaan die rap nou vir julle stadig sê, dat julle dit die eerste keer kan hoor, en later aan Tannie gaan vir julle die woorde stuur, en as ons dit later beter ken, dan kan ons dit vinniger doen, en ons gaan ook vir julle 'n video stuur, dat julle, of 'n video met klank, dat julle kan sien hoe dit moet wees. Goed, so Tannie gaan dit vir julle sê. Luister nou mooi na Galasiërs 5. Ons dra die vrugte aan ons lyf. Ons is te eike, mekaar kan ons dra. Jesus is ons leier, ons doen wat hy vra. Ons is God se liggaam gewis, vol van sy vuur wat niemand kan blus. Hou aan hom vas, want dan kan ons groei, met sy lewende water deur ons vloei. En Jesus se spore wil ons volg elke dag. Ons sorg vir mekaar met liefde en krag. Wie is die ou? Wie is die ou? Jesus! Jesus is vir jou, is vir jou. Wie is die ou? Wie is die ou? Jesus! Jesus is vir jou, Jesus is vir jou. Hallo, let's go! Op hom kan ons vertrou. Hey! Hallo, let's go! Op hom kan ons vertrou. Hey! Maats, voor ons Bybel lees, wil Tannie nou hê, julle moet nou lekker stil word. Tannie wil hê julle moet op julle ruggies gaan lê, of op julle rug as julle groter is, en julle oë toemaak. En dan moet julle mooi luister na die geluide buite. Hoe die wind deur die blare waai,
hoe die voeltjies sing, al die geluide wat buite is, en dis mos dinge wat God gemaak het. En terwyl jy nog so lê, moet jy dink daaraan, God het alles gemaak. God het vir my en vir jou ook gemaak. En hy het ons asem in ons ingeblaas. Nou wil tannie julle moet 3 keer diep inasem en uit. Terwyl julle lê met julle oë toe. Nou kan jy regop sit, en dan gaan ons mooi verder luister. Wat sê God vir ons uit die Bybel uit? Maat Stan het ons net al gesê, julle moet opsoek Genesis 3, terwyl ons oor die projek gepraat het. So julle kan julle Bybels nou oopmaak daar, kan jy gaan hier en daar 'n versie daar uit lees, en party kan julle later lees, want Tannie gaan bietjie uit die kinderbybel ook lees, waar dit nou vir ons bietjie makliker woorde is. So julle is nou oop daar, né? Goed. Nou wil ek eers vir julle iets vertel. En julle kan 'n bietjie dink daaroor of dit nou waar is of nie. Tannie gaan vir julle 'n halwe waarheid vertel. Julle weet mos ons kerkgebou, daar waar ons altyd by mekaar kom Sondag, baie ander dae, het mos sulke skynstakke, né? So party mense noem dit die pannekoekkerk, party mense noem dit die koekblikkerk, wat ook al, maar hy het sulke skynstakke. En hy is mos, ek het nou die dag gesien, hy is pink geverf nou, daai gebou. Ek sien julle hou nie van sulke halwe waarhede nie, né? Dan het nou eintlik 'n bietjie gejok. Net so 'n stukkie waarheid gepraat en 'n stukkie gejok. Verlede week het julle mos by oom Dominee gehoor hoe God die mens gemaak het. En voor dit het hy mos die aarde en die diere en alles gemaak, maar verlede week het hy vir julle vertel hoe God die mens gemaak het. En God het alles goed gemaak. Hy was met alles tevrede. Och, en hulle het in 'n pragtige tuin gewoon. Die tuin, kan jy seker dit lyk in die hemel so, soos wat dit in daai tuin gelyk het. Maar daar was iemand in daai tuin wat nie gehou het van goedheid nie. En dit was die slang. Dit was eintlik die duiwel wat homself vermom het as 'n slang. En julle, die Bybel sê self, die slang was skelmer as al die diere wat God gemaak het. En terwyl Adam en Eva nou daar in die tuin is, en Eva loop so lekker rond daar tussen die pragtige bome, toe kom 'n slang eendag na haar toe. En hy sê vir haar, het God regtig vir julle gesê dat julle nie mag eet van die bome in die tuin nie? Gaan julle hoor die jokkie slang? God het mos nooit dit gesê nie. En Eva hoor my jok. En sy antwoord vinnig, nee, God het nie gesê ons mag glad nie eet nie. Daar's net een boom in die tuin waarvan ons nie mag eet nie. Nou begin die slang slimmer jok. Hy laat haar wonder oor God. Hy sê, God steek iets vir hulle weg. Hy sê vir haar, as hulle van daai boom geëet het, dan sal hulle net so slim wees soos God. Kom ons lees gou Genesis 3, vers 4 tot 5. Kry gou julle Bybels? Toe sê die slang vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie. Maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet. En dan sal julle soos God wees. Sal julle alles kan ken.
Dis darm baie skelm van hom, né? Hy laat die vrou glo dat sy jokstories die waarheid is. En toe weet Eva nie meer wie's reg nie, God of die slang nie. Sy kyk na die boom. Sy sien dat die vrugte goed is en mooi om na te kyk. Nou moet sy besluit, vir wie gaan sy luister? Gaan sy nou vir God luister of vir die slang? Alles begin toe verkeerd loop. Eva besluit om na die slang te luister. Sy pluk 'n vrug en sy eet dit. Dis hom nou 'n lekker appel. En Adam kom nader. Sy gee vir hom om te eet, dis so skat. Dis lekker hoor. Adam eet ook van die appel. En toe gaan albei se oë oop en hulle sien dat hulle kaal is. Toe maak hulle vir hulle klere van vyeblare. En Adam sê nie is jammer nie. Hy gee Eva die skuld. Eva sê nie is jammer nie. Sy gee die slang die skuld. Tannie gaan nou vir julle verder uit die kinderbybel uit lees en dan kan julle in julle eie Bybels later lees hoe dit toe nou verloop het. Ons kyk Genesis 3, Tannie gaan hierdie Bybel mos, né? Dis die regte Bybel, maar in kinderwoorde. Genesis 3, vers 14 tot 15. Die Here was baie hartseer oor wat gebeur het. Hy het vir die slang gesê, van nou af sal dit met jou sleg gaan omdat jy dit gedoen het. Anders as al die diere sal jy van nou af op jou pen seil. Jy sal stof eet so lank soos jy lewe. En van nou af sal mense niks van jou hou nie. Hulle sal sommer jou kop pap slaan as hulle jou sien. En jy sal hulle aan die hakskien byt as hulle by jou verbyloop. Dit is hoe God die slang gestraf het. En toe straf hy vir Eva. Hoor wat sê hy vir haar? Vers 16. Vir Eva het hy gesê, van nou af sal jy baie pyn hê wanneer jou babatjies gebore word. En jy sal jou man alle nodiger kry. Jy sal nie sonder hom kan lewe nie. Boonop sal jy na hom moet luister, al is hy nie regtig lus daarvoor nie. Sjoe, en toe straf God vir Adam, vers 17 tot 19. Vir Adam het hy gesê, jy was regtig ongehoorsaam. Jy het na jou vrou geluister, en nie na my nie. Jy het geëet van die vrugte, terwyl ek mos duidelik gesê het, julle mag dit nie doen nie. Omdat jy ongehoorsaam is, gaan die hele aarde van nou af swaar kry. Jy sal baie hard moet werk om aan die lewe te bly. Allerhande soorte bossies gaan opkom en die lewe vir jou moeilik maak. Jy sal moet werk dat die sweet loop. Uiteindelik sal jy doodgaan. Jou liggaam sal weer grond word, want jy is mos net van grond gemaak. Sjoe! Nou kan hulle nie meer in 'n pragtige tuin woon nie. En Tannie dink dit was so lekker. Maar God se hart was baie, baie seer. Hy is so verskriklik lief vir die mense wat hy gemaak het. En daarom is vers 15, wat ons gelees het hoe God die slang straf, eintlik 'n belofte van die groot plan wat God gemaak het om alles weer reg te maak. Kom ons lees gou net weer daai stukkie. Van nou af sal mense niks van jou hou nie. Hulle sal sommer jou kop pap slaan as hulle jou sien. Eintlik is dit die verlosser Jesus, wat hulle toe van vertel het, wat eendag sou kom, om die slang, wat ons nou eintlik die duiwel is, dood te maak. En dit is wat Jesus gedoen het, toe hy vir ons aan die kruis doodgegaan het. Dankie tog.
Reg maatjies, julle moes gewoon daaraan as ons nou klaar ons boodskap gekry het, dan gaan julle mos altyd klassies toe en dan doen julle 'n taakie of 'n aktiwiteit wat julle dan weer kan onthou waarvan die boodskap was. Nou is ons nog nie by mekaar om klassies toe te gaan nie, maar mamma en pappa het hopelik op die 14de Februarie julle koeverte kom haal en daarin is vir julle take vir die hele kwartaal. So julle kan dit nou lekker voltooi saam met mamma en pappa of op jou eie as jy al groot genoeg is. En julle kan nou lekker uit taakies doen, julle kan gerus vir ons foto's daarvan stuur, dat ons dit weer in ons nuusbrief kan sit. En dan wil net vir oulaas herinner, onthou van ons projek, van die kinderreis. Kyk hy speelgoedjies waarmee julle nie speel nie, die boeke wat julle nie meer lees nie, en Tannie sal net vir julle laat weet, wat 'n nommer skoolklere ons moet koop, die skoene en die klere. Tannie gaan gou vir ons bid. Maak toe julle oë. Jesus, dankie dat ons vandag kon gehoor het, dat alhoewel ons mense vir U so teleurgestel het, U het vir ons gemaak, het ons goed gemaak, maar toe het ons mense na die slang wat die duiwel is geluister, en van toe af het alles net verkeerd geloop. Maar dankie dat ons kan weet, U het weer 'n plan gemaak, en U het vir Jesus gestuur, om vir ons te kom sterf aan die kruis, sodat ons nie verlore sal gaan nie. Baie dankie, Here. Amen. Goed, julle kan nou lekker sing ook. Dan nie so baie liedjies en gaan saam sing nie. Maar sê mamma en pappa moet op die webtuiste gaan kyk van die jeugkommissie en daar is 'n liedjie Draai Terug. Wat julle baie van gaan hou, is 'n lekker video en die woorde is daarby, so julle kan dit baie geniet. Tata, tot volgende Sondag. Maats, dan nie onthou net gou iets wat baie belangrik is. As daar maats is, of mammas en pappas wat nog nie op ons kerk se rekords is nie, dan moet hulle asseblief vir hulle laat registreer by ons kerkkantoor, en ons webtuiste van die jeugkommissie het ook nou 'n plek, waar die kinders geregistreer kan word, sodat hulle ook deel is van ons kinderkerk. Goed, doedeldoe!